baie jare gelede het hordes mense hulle klere en palmtakke voor Jesus op die grond gegooi, terwyl hulle hier dieselfde woorde gesing het, Hosanna, Hosanna, prys hom. Om dan net 'n paar dae later hierdie woorde te vervang met kruisig hom, kruisig hom. Hoe is dit moontlik? 'n Paar weke hierna groei die vreeslose geloof van die vroeë kerk so, dat die goeie nuus van Jesus die hele Jerusalem vol lê. Hoe dit gebeur? Sal dit ooit weer in Witbank kan gebeur, dat die goeie nuus van Jesus die hele Witbank vol lê? As ons vanmôre Palmsondag in gedagte het, en ons dink vanmôre hier aan, dan het daar iets gebeur in hierdie mense se lewens, en dit het opgehou. Maar die kerk het op een of ander manier, 'n paar weke hierna, vreesloos uitgebrei. Wat is die geheim? Wat is die geheim van 'n vreeslose geloof wat 'n hele stad vol lê? Ek dink as ons Bybels oopmaak vanmôre by Handelinge 5, dan gaan ons ietsie van hierdie onstuitbare mag van die kerk gaan ons raak lees. En julle gaan dit sommer net vanmôre so volg en sit hulle 'n bietjie met die rekenaar daar agter. Ek weet nie altyd hoekom update hulle Windows so baie nie, want die goed wat werk, update hulle en dan haak alles vas. So ons gaan nie die skrifgedeelte vir jou lees vanmôre nie, maar jy gaan sommer net saam met my lees en dan kan julle vir my daai eerste skyfie opsit, die onstuitbare mag van die kerk. Dis ons tema vanmôre. Wat is die anatomie van die vroeë kerk? Hoe is die vroeë kerk om mekaar gesit? En wat het hulle gedoen om 'n stad met hierdie geloof van Jesus vol te laat lê? Karin het ons laasweek baie mooi gehelp met daai eerste klompie verse van hoofstuk 5. En jy moet dit in gedagte hou, gaan nou weer terugkom daarna, en sy het vir ons gevat tot en met vers 11. En dit was daai skrikwekkende verhaal van Ananias en Safira. En as jy dit gemis het, dan moet jy asseblief hierdie goed gaan optel. Dit help nie, jy kyk eenmal in 4 weke ons preek nie. Jy gaan clueless wees. Jy gaan verdwaal wees. Want elke preek bou op die vorige een. So ons gaan vandag aan waar ons laasweek opgehou het, met 2 mense wat in die teenwoordigheid van God en ander mense dood neerslaan, omdat hulle die Heilige Gees getart het. Omdat hulle nie eerlik met die Heilige Gees was. En ek hoop jy het sommer 'n bietjie na laas Sondag en die week wat verby is hiermee geworstel oor jou eie lewe en waar jy is. Dankie Vader het Karin vir ons daarom so aan die einde net so 'n lusmaker gegee om te sê, as gevolg van Palmsondag, as gevolg van Goeie Vrydag, hoef ek en jy nie dood neer te slaan met elke tweede dag in ons lewens nie. En dan lees ons in vers 12, die apostels het daar baie wonders en tekens, let op daai 2 woorde, tekens en wonders, onder hierdie volk plaasgevind. Al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, daar by die tempel. Maar die ander mense, hulle het dit nie gewaag om by hulle aan te sluit nie. Nou wie is hierdie ander mense? Dis die mense wat waarskynlik so geskrik het vir hierdie heiligheid van God, dat hulle gesê het, maar ons sien nie kans om naby hierdie God en sy mense te kom nie. En dit was dalk die mense wat glad nie geglo het in God nie. Of dalk was dit Jode wat vasgehou het in die Ou Testament. Of dalk was dit daai ouens wat in die videoklip daar op 'n pad gekom het en Jesus voor wou keer, die Fariseërs en die Sadduseërs. Maar luister 'n bietjie verder, die ander mense het dit nie gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, alledaags, al gaande by die getal gevoeg. Die mense het self siekes op die straat uitgedra en het hulle daar op draagbare en op beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skade weer op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense, let op, van die dorpe in die omgewing van Jerusalem gekom en hulle het siekes gebring en mense wat onder bose geeste gelei het en hulle is gesond gemaak. Die hoërpriesters en al die ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns verval.
En hulle het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Daar staan in die letterlike teks in 'n publieke tronk, sodat almal dit kan sien, sodat dit 'n spektakel vir die omgewing kan wees, sodat dit 'n afskrikmiddel vir die res van die mense om hulle sou wees. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak en die apostels uitgelei, en die engel het vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en hulle het mense daar geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners en die leiers van Israel vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en hulle die wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry, die bewaarders het op hulle poste voor die deure gestaan, maar toe ons oopmaak en ingang, was daar niemand. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld uitgeslaan. Hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Dalk iewester die pad gevat het, met 'n spoed teruggehardloop het, daar na Galilea toe, terug na hulle vissermandjies toe, vis te gaan vang. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle wat? Die mans vir wie hulle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en hulle leer die volk. Toe die bevelvoerders en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was dat die volk hulle onder klippe sou steek. Hulle het hulle voor die raad gebring, hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam nie te leer nie. Nou lê die hele Jerusalem vol van die leer. En boonop wil julle ons nou nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Rewind, wat het hulle geskree die dag daar toe Pontius Pilatus staan, moes kies tussen Jesus en Barabbas. Kruisig hom, laat die bloed op ons hande kom. Ons sal verantwoordelikheid vat vir daai bloed van daai man. Nou wil julle ons beskuldig met sy bloed ook nog op ons hande. Die hele stad lê vol van hom en nou wil julle ons aanspreeklik hou vir sy moord. Dis hulle, wie anders? Dis hulle. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. In Handelinge 4 vers 19 het hulle die eerste keer gesê, julle moet maar self besluit vir wie julle wil luister, vir God of vir mense, maar wat ons aanbetref, ons kan nie anders as om te praat oor hierdie goeie werke en hierdie man nie. Hier is hulle prompt uit, reguit. 'n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood uit opgewek, nadat julle hom vermoor het en hom aan 'n kruis laat hang het. God het hom verhoog tot die leidsman en die verlosser en aan sy regterkant laat sit, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees, wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend. En hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseërs wat in hierdie raad gesit het met die naam van Gamaliel, kan julle hierdie naam onthou, Gamaliel? Dit was die leermeester van Paulus. Dis by wie Paulus se voete hy gesit en geleer het. So hierdie ou was beskou as 'n baie geleerde fariseer in daardie tyd. Hy was een van die leermeesters wat die wet van Moses by die hele volk geleer het en hoë agting by hulle was. Toe staan hy op en hy vra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad, Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense nou gaan doen. 'n Tyd gelede was daar 'n geval van Teudas wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man, hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het tot niks uitgeloop. Daar was ook 'n Judas, die Galileër, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk wat agter hom aangeloop het. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uitmekaar uitgejaag. Wat die huidige geval met hierdie ouens nou hier aanbetref,
My raad aan julle is, laat staan hierdie mense, laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerke is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle nog self teen God ook gestry het nie. Die raad het toe na hom geluister, hulle die apostels ingeroep, hulle het hulle geslaan, waarskynlik elkeen 39 hou op die rug, en hulle belet om in die naam van Jesus te praat. Daarna is hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om terwille van die naam van Jesus verneder te word en te kon bly. Hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Dis 'n ongelooflike stuk teks hier. Ons het eintlik 'n paar dae nodig om hieroor te praat. Voordat jy daai skyfie, die volgende skyfie wys, wie van julle weet wie's Jean-François Gravelet? Jean-François Gravelet. Miskien sal die volgende prentjie of foto dalk vir jou 'n bietjie 'n raad gee. Dis 'n baie swak foto, want dis 'n ou foto daai. Hy het 'n ander naam, hy het 'n openbare naam gehad. Miskien is hy meer gemaklik op jou oor, Charles Blondin. En die agtergrond van hierdie ou was dat hy op 30 Junie 1859 was hy die eerste persoon wat oor die Niagara waterval in Amerika oor 'n gespanne tou geloop het. Nou as julle nou hierdie tou bekyk, dan was hierdie tou so 335 meter lank en hy was so 6 tot 8 cm in deursnee. So dit was 'n redelike stewige ding gewees daai. Julle moet nie dit was 'n redelike stewige tou gewees daai. En hy het daaroor geloop, en as jy nou dit hoor, dan sal jy sê, ag maar jene, ek sal ook oor so 8-6 cm tou stap. Okay, alright. Die hoogte was so 50 meter bo hierdie waterval, het hy geloop, en hy het hom gebalanseer dan oor hierdie tou, en dan het hy met hierdie stok, wat ook omtrent so 20-30 voet lank was, het hy hom nou hier oor gebalanseer. En dit het hom so 17 tot 20 minute gevat, om oor hierdie tou te loop. Maar dit was nie al nie. Hierdie ou het begin om allerlei toertjies te doen, so terwyl hy oor hierdie tou loop. Hy het byvoorbeeld, het hy kos gemaak, iewers ter halfpad op hierdie tou, het hy 'n tafeltjie opgestel en hy het daar kos gemaak. En so het hy aangegaan, hy het vorentoe en agtertoe geloop, hy het op 'n kol geblinddoekie oorgeloop, en op 'n dag toe besluit hy gaan 'n krywaai oorstoot, en miskien lei hierdie storieetjie nou vir jou 'n klokkie, en hy het hierdie krywaai oorgestoot, en almal wat gesit en kyk het, was beïndruk met hierdie ou. En hulle was in verwondering gewees. En hy vra toe op 'n kol vir julle, of vir hulle, glo julle dat ek iemand in hierdie krywa oor hierdie Niagara waterval sal kan stoot en lewendig sal kan terugbring? En almal van hulle langs die kant skree, ja, ons glo in jou, ons glo jy sal dit kan doen, ons het met ons eie oë gesien, hoe jy kos maak, hoe jy geblinddoekie vorentoe en agtertoe loop, en ons sien hoe stoot jy hierdie krywa oor, natuurlik sal jy dit kan doen. En dan doen hy daai volgende ding wat in die wêreld opgeteken word, is een van die grootste toetse vir vertroue, wat in mense bestaan opgeskryf is. Toe vra hy, sal een van julle toeskouers, wat in my glo, asseblief in die krywa kom sit, sodat ek jou kan oorstoot. En net soos wat ek en jy nou dieselfde sou gedoen het, al is dit so dik tou, het niemand hulle hand opgesteek nie. Niemand was bereid gewees om in die krywa te klim nie. Nou daai volgende prentjie, vandag loop hulle oor die Niagara waterval met 'n dingerkabel, né? Met iets wat hulle keer, dat as hulle afval, dat hulle nou nie iewerster hier aftuimel nie. Die probleem was hier, dat 'n klomp mense het in hierdie ou geglo. Hulle het geloof in hom gehad, maar hulle het hom nie genoeg vertrou om in die krywa te klim, sodat hulle saam met hom daar kon oorbeweeg.
En ek dink sommer vandag is dit ook so 'n belangrike ding, as 'n mens vir jouself vra, wat is die geheim? Waarom kon hierdie kerk, hierdie vroeë kerk, hoe kon hulle dit regkry om vreesloos 'n hele stad met hierdie nuus van Jesus vol te lê? As daai ouens op Paasondag met die takke agter Jesus aangaan, glo hulle nie. Hulle glo waarskynlik dat hy die Messias is. En hulle glo dat hy hulle gaan verlos van die Romeinse ryk. En dan, as jy die perikoop verder lees, gaan sit hy op 'n stadium op die trappe en dan praat hy met hulle oor 'n koringkorrel wat in die grond moet val en moet sterf, sodat daar lewe kan uitkom. En dan begin hierdie ouens se oë groter raak en groter raak. En 'n paar dae later skree hierdie selfde ouens wat in hierdie Messias geglo het en gesê het, Hosanna, Hosanna, skree hulle kruisig hom, want hoekom? Hulle was nie bereid om saam met hierdie Jesus in die kruiwagen te klim en saam met hom te beweeg. Hulle het in hom geglo, maar hulle het hom nog nie vertrou om saam met hom die pad te loop, om saam met hom hierdie pad te loop waarvoor hy gekom het nie. Wat is die fondament? As 'n mens hierdie teksgedeelte vanmôre lees, dan sien ek iewester, as ek hierdie teks lees, dat hier 'n fondament is, wat hierdie vroeë kerk in Handelinge 6 ontdek het, en waar hulle aan vasgehou het, en wat vir hulle gehelp het, om hierdie hele stad vol te lê. En daai fondament wil ek vanmôre vinnig 'n bietjie uitpak, en daar's 5 goeters in hierdie skrifgedeelte wat vir hierdie kerk gehelp het om die hele dorp vol te lê, om vreesloos hierdie evangelie te verkondig, om met ander woorde binne in hierdie Jesus kruiwagen te klim, hom te vertrou, nie net in hom te glo nie, maar saam met hom hierdie pad te loop. Dis waaroor Goeie Vrydag gaan. Dis waaroor Paasondag gaan. Ons glo 'n klomp goeters, maar as ons bereid om saam met hierdie dinge en hierdie waarhede in Jesus se kruiwagen te klim die wêreld in. Wat is hierdie fondament? Wat is hierdie fondasie? Wat is die volgende skyfie wat julle daar sê? As ons hierdie teksgedeelte deurlees, dan sien ons 'n stukkie reinheid, ons sien krag, ons sien vervolging, ons sien 'n stuk volharding, en dan sien ons op die einde 'n stuk voorsiening, en 'n stuk lofprysing, en 'n aanbidding van die Here. En ek wil graag hierdie teks bietjie met julle uitpak. Die volgende skyfie wys dit vir ons so bietjie op 'n ander manier. Vir 'n kerk om vreesloos in 'n samelewing in te beweeg, en saam met Jesus in die kruiwagen te klim, en die hele wêreld vol te lê, is suiwerheid nodig, is krag nodig, is vervolging nodig, is volharding nodig, en is voorsiening nodig. Basileia gemeente, kan die goeie nuus die hele witbank vol lê? Ja. Ja. As ons bereid is om in die kruiwagen te klim, as ons bereid is om daai 5 goeters deel van my en jou persoonlike lewe te maak, en deel van hierdie gemeente se DNA en se anatomie. Want sonder daai 5 goeters skree Hosanna, maar dalk 'n paar dae later kruisig hom. So kom ons staan sommer net vanmôre by so 'n paar van hierdie goeters stil. Die eerste ene is 'n stuk suiwerheid. En dan moet ons terugbeweeg na daai eerste paar verse, na die eerste 11 verse toe. As 'n mens daai eerste paar verse lees, het Karin vir jou mooi gehelp laasweek om te besef dat 'n kerk, dat die gelowiges, dat 'n geloofsgemeenskap iewester na 'n hoër standaard toe moet beweeg. Iewester moet die ontsag, die heiligheid van God weer in fokus kom. In my persoonlike lewe, en in ons as gelowiges se lewe, en in Basileia gemeente se lewe. Die wêreld daar buitekant sê, as ons die standaard verlaag, en nie radikale toewyding vat en nodig ag nie, gaan die kerk groei. Ons moet dit makliker maak vir mense om in die kruiwagen te klim. 'n kompromieslose standaard verdryf die skynheiliges, maar dit trek ware gelowiges soos 'n magneet aan. Ananias, Safira. Die standaard was daar. En die probleem was nie dat hulle van hulle geld teruggegee het nie, die probleem was, hulle was nie eerlik met God nie. Die vrees vir die Here is die begin van ware krag.
Suiwerheid. Ek en jy moet op 'n punt kom as ons hierdie teksgedeelte lees, die eerste 11 verse, voordat die wonders gebeur, voordat vers 12 in aksie skop, moet ek en jy vir mekaar gaan vra, hoe eerlik is ek met God? En hoe rein leef ek? En wat is die standaard in my lewe? En hoe belangrik is dit? Ons lees in hierdie teks die volgende skyfie, daar was mense wat weggeskram het. Hulle het 'n vrees gehad vir God. Hulle wou nie naby hom kom nie. Maar ons lees in hierdie selfde teks, dat duisende mense bygevoeg is. Omdat hierdie standaard, hierdie respek en hierdie vrees, soos ons dit laasweek vir mekaar gesê het, vir God daar was, het dit mense juis aangetrek. Ek persoonlik is bietjie teen hierdie nuwe ingesteldheid van dat jy 'n trofee kry al daag jy op om deel te neem. Ek is nie baie positief daaroor om vir die ouetjie wat heel laaste kom by die atletiek 'n medalje te gee nie. Hoekom nie? Want ons leer nie om te verloor nie. Ons kan vir hom smarties gee, ons kan iets doen, ons moet mooi met hulle werk, want hulle het opgedaag en hulle is reg daarvoor, en hulle is nou nie die wenner nie, so ons moet hulle nie sleg behandel nie, maar iewester in hierdie wêreld waarin ons lewe, sê ons alles is reg. Alles is reg. Toe hulle hierdie standaard beleef en sien wat aangaan, toe het hulle mense gebring. Daar het mense van ander dorpe en van ander stede het hulle by hulle opgedaag. As 'n mens daai eerste paar verse lees, dan sien 'n mens, ek dink ons moet vir mekaar weer gaan self vra, hoe kry mense dit reg om die evangelie te verkondig? Hoe gaan dit weer in Witbank se strate vol lê? Is wanneer ons die standaard, die geestelike standaard verhoog. Nie 'n klomp wette nie, maar iewester in 'n reinheid en 'n ontsag vir God gaan begin leef. In plaas daarvan dat hulle alles verlaag het, is die standaard verhoog. En dit het mense aangetrek. Die tweede belangrike ding wat ons sien, wat nodig is vir 'n kerk om 'n gemeenskap te infiltreer, vir my en vir jou, om 'n gemeenskap in te filtreer met die goeie nuus, is krag. Ons sien in hierdie teksgedeelte, in vers 12, daar was apostels en hulle tekens en wonders het plaasgevind onder die volk. Tekens en wonders. Dit was 'n middel tot 'n doel. Dit was nie die einddoel nie. Maar nadat hierdie ouens in ontsag en in gehoorsaamheid en respek in God se voetspore volg, het God in en deur hulle tekens en wonders gedoen. Die Bybel sê, die mense het so baie van Petrus se skaduwee gedink, dat hulle selfs mense in sy skaduwee wou gaan neersit. En iewester het daar so 'n roemer geloop, dat as jy dit sou doen, sou jy gesond geword het. Daar's nêrens bevestiging in hierdie teks, dat dit wel gebeur het nie. Wat was die skaduwee? Wat was hierdie ingesteldheid? Daar was 'n heilige ontsag vir God in daai omgewing. En saam met daai heilige ontsag, was daar krag van God in aksie. En ek wonder baie keer of mis ons nie die krag van God, omdat ons ontsag vir God dalk 'n bietjie uitgedien en flou geraak. Die wonderwerk is indrukwekkend, maar die boodskap is lewensreddend. Die skaduwee van Petrus was maar net 'n kontakpunt om hierdie ouens iewers uit te kry by wie? By die God, by hierdie heilige God, by hierdie bron van krag. So die boodskap van Jesus is geverifieer deur die wonderwerke. Die wonder was 'n teken en dit was 'n krag wat gewys het na God. Ek dink in die moderne kerk en in ons gemeente moet ek en jy ruimte skep, moet ons weer ingesteld wees, nie net op die heiligheid en die ontsag vir God nie, maar om iewester ook te sê, maar ons glo dat hierdie krag van God vandag nog in hierdie gemeente kan werk. Ons verantwoordelikheid is om ruimte te skep. Om 'n spasie te skep, het Gerry nou die dag vir ons gesê, om spasie te skep vir God se manifestasie. En daai skaduwee het eintlik maar net heen gewys na 'n God wat mense gesond gemaak het
en hulle het mense gebring, en hulle is van bose geeste verlos, en hulle is genees van siekte. Het ons nog in Basileia gemeente, regtig waar, in hierdie kerk, die visie, die geloof, om te sê, ons skep 'n spasie, sodat God se manifestasie hier kan plaasvind. Ons glo dat hy kan wonders doen. Ons glo in die uitstorting van die Heilige Gees. Ons glo in die gawes van die Heilige Gees. Ek hoop so, ons gaan na Pinkster toe baie hieroor praat. Maar is ons bereid om in die krywaar te klim? Is ons bereid om daai tree van vertroue te gee, om te sê, ons skep spasie, die skaduwee is nie die wonder nie, dis nie God nie, dis 'n kontakpunt, sodat God die wonder kan doen. Is daar nog sulke plek in jou eie denkprosesse, of in hierdie rasionele wêreld waarin ek en jy leef, ons al so gekondisioneer, dat alles wat ek en jy nie kan verstaan, verklaar, of kan verduidelik nie bestaan. Dit was belangrik, dit was 'n stuk fondasie vir hierdie kerk, om die dorp vol te lê, moes hulle iewester spasie skep, sodat God kan manifesteer. So hulle moes iewester in die krywaar klim, en nie net glo dat God wonders kan doen nie, maar dat hy dit wel sal doen, en kan doen. Waar is jy vanmôre, waar is ek en jy? 'n kerk wat nie meer spasie skep vir God se manifestasie nie, gaan nie die dorp vol hê nie. En daarom is dit belangrik om te weet dat dit ook nie gaan oor 'n gemeente wat 'n klomp wonderwerke beleef en dit adverteer nie. Die wonderwerk, die skadu, is die kontakpunt om by God uit te kom, sodat God in my en jou lewe en in mense se lewens God kan wees. So reinheid, ontsag vir God, spasie vir God se manifestasie. En dan die derde belangrike ding, ons sien nog kans vir die eerste twee, maar die derde belangrike ding wat nodig was vir hierdie kerk om die hele dorp vol te lê, om vreesloos in Jerusalem te versprei, was vervolging. Vervolging. Swaar kry. Ons lees dit so mooi, hierdie wonderwerke word gedoen, direk na hierdie verduideliking van God se ontsag en die heiligheid van God, beleef hulle hierdie wonderwerke. Hulle is opgewonde oor hierdie wonderwerke, en toe die hoërpriesters en die Sadduseërs hiervan hoor, toe is daar groot moeilikheid. Toe besluit hulle die tradisie, soos wat die Fariseërs en die Sadduseërs dit nou deur die afgelope klomp jare gevestig het en aan vashou, word nou uitgedaag. En as 'n mens hierdie skrifgedeelte sien, dan word hulle in die tronk gesit. Hulle word in 'n publieke tronk gesit, sodat hulle vir die mense daar buitekant kan wys, moenie dit doen nie. Moenie vir God spasie gee, sodat hy van manifesteer nie. Die reinheid van God, moenie, hierdie goed wat julle verkondig, is nie wat ons mekaar leer nie. En dan sien 'n mens in hierdie teksgedeelte 'n belangrike ding. Wat dryf die kerk van daardie tyd? Jaloesie en mag. Hierdie Fariseërs en die Sadduseërs het die mag gehad. Die Fariseërs oor die wet en die profete, oor die inhoud van die boek, en die Sadduseërs het die bestuur gehandhaaf. Die Sadduseërs het 'n ooreenkoms gehad met die Romeinse ryk. Hulle het op 'n manier, het hulle die orde gehandhaaf, en solank hulle die orde gehandhaaf, was die Romeine veilig en rustig, en was hulle veilig en rustig. En wat kom hierdie wonderwerke en hierdie disippels nou doen? Dit kom daagend uit. Die motief van die apostels is geloof, gehoorsaamheid. Die goed wat in die kerk van daai tyd geleef het, is jaloesie en 'n stuk magbeheptheid. 'n stuk magbeheptheid. Die mense loop nou agter hierdie ouens aan. Hulle gaan luister na hierdie ouens, hulle gaan hoor hoe hulle praat, hulle sien wat gebeur, hulle begin God loof en prys, en hulle raak jaloers. Wat is die apostels se reaksie? Hulle is vreesloos. Hulle gee nie om wat met hulle moet gebeur nie. Wat is die reaksie van die Sanhedrin, van die Fariseërs en die skrifgeleerdes? Woede en 'n begeerte om hierdie ouens te moor. Toe hulle hierdie goed hoor, toe hulle hoor hoe hulle getuig van Jesus wat doodgemaak is, maar God hom uit die dood uit opgewek het, wou hulle moord pleeg van woede. Vervolging
is nie 'n teken van mislukking nie. Wanneer daar vervolging hier plaasvind en hierdie disippels en hierdie apostels van Jesus in die vroeë kerk hier teenkanting kry, beteken dit nie dat hulle misluk nie. Harmonie is nie altyd 'n teken van God se seën nie. Maar waar die evangelie die status quo uitdaag, daar kom konflik en is dit onvermydelik. Hierdie ouens in vers 29 tot 32 daag die status quo in die gesig uit. Hulle praat van iemand wat doodgemaak is en lewe. Iemand wat uit die dood opgewek is. Die Sadduseërs het nie geglo in die opstanding na die dood nie. Die Sadduseërs het nie geglo in die geesteswêreld nie. Hierdie ouens sê, ons is die getuies van dat hy opgestaan het uit die dood. Julle het hom doodgemaak. God het hom wakker gemaak. Ons het dit gesien en die Heilige Gees getuig daarmee saam. Wat dink jy gaan gebeur in die status quo se gesig as so iets opkom? Wanneer die evangelie gedeel word, veroorsaak dit konflik en spanning. Ek dink dis vandag nog steeds die waarheid. Dis vandag die waarheid en ek en jy is bang vir konflik. Gaan net een terug. Ons is bang vir konflik. Ek en jy is bang vir konflik en daarom dink ek en jy glo ons 100% in die evangelie. Ons glo in alles, ons glo in die kruis, ons glo dat Jesus opgestaan het, dat hy lewe, ons glo in die Heilige Gees, die gawes en alles. Maar wanneer ons hierdie evangelie begin leef en begin praat, gaan dit konflik veroorsaak. Want dit challenge die status quo. En die status quo in hierdie wêreld is alles behalwe dit wat in God se hart leef. En dit veroorsaak dat ek en jy moeilik in die kruiwaag klim. Ons glo in die man van die kruiwaag en wat hy kan doen, maar wanneer die man van die kruiwaag sê, kom saam met my en klim in die kruiwaag, sodat ons nou met hierdie goeie nuus in hierdie stad kan ingaan en in hierdie wêreld kan ingaan, dan huiwer ons. En dan doen God 'n ongelooflike ding. As jy hierdie teks lees, hulle het hulle nou in die tronk gestop, en die volgende skyfie kom wys eintlik so 'n mooi ding, en God is eintlik so skerp, en hy het eintlik so 'n fantastiese sin vir humor. Dan gooi hulle die ouens in die tronk. Hulle word gevang, al 12 van hierdie ouens. Hulle word toegesluit, en dis 'n magvertoon van hierdie Sanhedrin, van die Fariseërs en die Sadduseërs. En dan wat doen God? In vers 19, die Here het 'n engel gestuur. Die Sadduseërs glo nie in engele nie. Hulle glo nie in die geesteswêreld nie, hulle glo nie dat dit bestaan nie. Wat doen hy? Ek dink met 'n glimlag op sy gesig, roep hy een van sy engels en sê, wil jy nie sommer net Jerusalem toe gaan en maak jy sommer net gou daai deur oop en daai klomp ouens kan uitkom nie, ek wil net hierdie ouens iets wys. Dan bevry 'n engel hulle op 'n stil, bo-menslike manier in die nag. En daardeur kom God eintlik en kom wys hy eintlik vir hierdie ouens dat dit waaraan julle glo en dit waarvoor julle so staan, die status quo, is verkeerd. Hier's my engel waaraan julle nie glo nie. En hy maak dit op 'n bonatuurlike manier oop. En dan gebeur daar 'n derde ding, 'n baie belangrike ding binne in hierdie bevryding, binne in hierdie swaar kry, binne in hierdie vervolging, maak God die deur bonatuurlik oop. En dan is die engelse woorde eintlik baie interessant en insiggewend. Wat sou jy gedoen het as ek en jy in die tronk was, as 'n mag vertoon, en hier kom 'n engel en hy maak die deur oop en hy laat ons uitgaan? Waarheen sou jy en ek gegaan het? Waarskynlik die pad gevat het en gehardloop het en gesê, dankie Here, prys U naam, U is die verlosser, ek beleef die krag en die mag, aan U al die eer, en dan skreeu jy. Maar sê die engel, hoor hierso, julle moet nou teruggaan, en dan gaan julle, en dan gaan praat julle daar voor die tempel, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk wat? Die volle boodskap. Wat is die volle boodskap? Jesus, gesterf, gekruisig, begrawe, opgestaan, die goeie nuus, die evangelie. En dan wat gebeur? Dan sien ons dit baie duidelik, ons sien hierdie ironie, die volgende skyfie.
God stuur 'n engel, die opdrag gaan staan in die tempel, vertel die mense oor hierdie dinge. Dit was nie 'n ontvlugtingsdoel nie. Die doel was 'n geleentheid om te gaan preek. En dan sien ons in die teksgedeelte, hierdie ouens gaan praat en hulle gaan vertel aan hierdie Jode die goeie nuus. So wat is nodig vir 'n kerk om te floreer? Wat is nodig vir my en vir jou om vreesloos in Witbank met hierdie goeie nuus besig te wees? Ek dink die eerste ding, reinheid, ontzag vir God. Die tweede ding, die krag van God. Ek dink die derde ding is nodig dat ek en jy vervolging en swaar kry in ons lewens op 'n ander manier begin sien. Vervolging en swaar kry in my en jou gewone omgang is God is weg, ek is 'n mislukking. Baie keer laat God die goed toe in ons lewens omdat hy 'n doel het daarmee en omdat iets in en daardeur moet gebeur. En hierdie ouens in plaas van om weg te hardloop, gaan terug tempel toe en gaan praat oor hierdie Jesus. Ek het sommer vir myself in hierdie week gevra. Ek het sommer met myself gepraat en ek lewer hierdie boodskap moeilik vanmôre want hierdie boodskap kla my persoonlik ook aan net soos vir jou hopelik. Ek wonder wat doen Paulus en Johannes en Petrus en hierdie 12 apostels as hulle vandag na ons kyk en luister waaroor ons kla en wat ons vervolging sien. 39 houe, elkeen 39 houe. 40 moes hulle eintlik gekry het, maar hulle het dit 39 gemaak, sodat as jy nou 'n fout gemaak het, dat jy nou nie oor die wet gaan nie. 40 houe op 'n stok, met 'n stok op hulle rug. Paulus is middeldeur gekap of onthoof. 11 van die 12 van hierdie disippels het met hulle lewe betaal vir hierdie goeie nuus. En dan kom ek en jy met ons vervolging. Met dit wat die lewe, wat die Christenlewe vir my en vir jou moeilik maak om in die kruiwagen te klim. En dan wil ons daarmee, wil ons met Paulus en Petrus en Johannes praat. Ek dink Petrus en Johannes en Paulus kyk uit hierdie galery uit na ons en sê, waaroor kla die ouens? Dis niks. Wie van ek en jy het nou onlangs in die afgelope week 39 houe gekry, omdat jy jou mond oopgemaak het en gesê het, ek glo in Jesus Christus en hy is die verlosser en saligmaker. Wie van ons wat hier sit se lewe, se fisiese lewe, is hierdie afgelope week bedreig, omdat ek en jy vreesloos iewers in hierdie dorp opgekom het vir Jesus. Maar weet julle wat is ons lyding? Weet julle hoe definieer ons lyding? Dis die ongemak van my en jou gemaksigtigheid. Dis wanneer ek 'n besige week gehad het, en ek is moeg, en nou moet ek iewers iets vir die Here doen, dan sal ek daai laaste stukkie van die tou, wat oorgebly het vir die Here, ek sal daar afneem. Maar ek sal nie vroeër gaan slaap nie. Ek sal nie iewers my lewe anders inrig ter wille van die evangelie nie. Ons lyding is baie keer die goed wat dit vir ons ongemaklik maak om in die kruiwagen te klim. En baie van daai goeters is niks in vergelyking met Paulus, Johannes en daai ouens moes deurmaak. Dis baie keer net my en jou geite. Ons is nie lus nie. Dis ongemaklik vir my. Dis nie lekker vir my nie. Dis nie lekker vir my om dit te doen of dat te doen nie. En intussen is dit nie swaar kry nie. Dis baie keer onsself. Maar wanneer ons swaar kry en wanneer dit moeilik raak en jy iewers by die werk opstaan of in jou familie of jy hou vas aan die ontzag vir God of die waarheid van die Bybel en jy word iewers daardeur benadeel of sleg gesê, moet ek en jy dit anders sien as 'n mislukking. Partykeer is dit 'n geleentheid, partykeer is dit 'n spasie sodat God kan manifesteer in my lewe, in jou lewe en in die omgewing waar ons is. Daarom is die opdrag, soos vir hierdie ouens, vir my en vir jou, gaan terug, gaan praat, hou aan, moenie ophou. God se soewereine beheer is wat belangrik is. Soms stuur God 'n engel om die tronkdeure oop te maak. Soms stuur God 'n bonatuurlike manier, 'n ingryp om jou in jou vervolging vir Jesus iewers te bevry. Ander kere nie. En ander kere het sy volgelinge met hulle lewe betaal daarvoor. Maar albei is deel van God se perfekte plan. Daarom is dit belangrik dat ek en jy hierdie derde element moet ek en jy raak sien. En hoe groter ontzag ons vir God het, hoe groter raak die vervolging in ons lewens. As ek nie ontzag vir God en respek vir God en vir sy woord het nie,
dan is daar min goed in die lewe wat my bedreig. En daarom skryf iemand, as jy nêrens ter teenkanting kry, omdat jy 'n kind van die Here is nie, dan is jy dalk te gemaklik. Die vierde belangrike ding wat hierdie vroeë gemeenskap van gelowiges besef het en gedoen het, was hulle het volhard. Hulle het volhard, te midde van, ten spyte van. Ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Absolute kruispad. Absolute kruispad. Ons word nie elke dag in terme van ons lewens bedreig nie. Ons belewe hierdie goeders. Ons belewe hierdie goed waar jy kom en gaan, waar die evangelie kruis met die wêreld se status quo. En ek dink as mense ontzag vir God het, en ons begin liewer vir God word, en nader aan sy woord leef, en gehoorsaam aan die Heilige Gees, dan word hierdie goeders baie meer relevant. Die hele stad lê vol van julle leer. Nou wil julle nog kom sê, ons het Jesus doodgemaak. Bly stil, hou op om hieroor te praat. En dan, ons sal maar eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense. Ja, dis 'n bold statement wat hierdie ouens maak. Hulle staan op daarvoor. Ek het hierdie volgende skyfie gekry, en dit is 'n Engelse weergawe, maar ek het besluit, ek gaan nie die hele ding verander nie, maar dis waar ek en jy vandag lê. En dis waar ons sit. Die aardse autoriteit, die aardse manier sit elke dag in my en jou lewe iets op die tafel. En wanneer dit op die tafel kom, moet ek en jy vir onsself vra, forceer dit wat van my verwag word, om ongehoorsaam te wees aan God se woord? As dit nee is, gaan jy links. En dan submit jy to the authority, Romeine 13 en 1 Petrus 2. En dan roep die Bybel ons op om gehoorsaam te wees. Maar wanneer daar goed op my en jou pad kom, wat iewester van my en van jou verwag om God se woord en God se beginsels eksplisiet te gaan, dan moet ons eerder God gehoorsaam. Handelinge 5 vers 29 as vir mense. En dis presies wat hierdie ouens doen. En dis hoekom hierdie kerk groei. In plaas van om die standaard te verlaag en makliker te maak, staan hierdie ouens by die woord. Hulle staan op dit wat God van hulle vra. Hulle is gehoorsaam en hulle gaan terug na die tempel toe in plaas van om te vlug. En wanneer ek en jy God moet gehoorsaam eerder as mense, dan moet ek en jy in nie gewelddadige ongehoorsaamheid betrokke raak. En daarom moet Christene ook altyd mooi gaan kyk oor hoe ons verskil en hoe ons opstandig raak oor 'n ding. As daar iets verkeerd is en is nie in lyn of dit is nie teen God se wil of se woord nie, dan mag ons opstaan. Maar dan moet ons anderster opstaan as die wêreld daar buite. Ons kan nie soos die wêreld dan ruk en pluk en te kere gaan. Maar hierdie is die waarheid. Dis hoekom die kerk vreesloos gegroei het. Dis hoe jy in die wa klim, dis hoe jy in die krywa klim, dis hoe jy sê, ek glo nie net in Jesus nie, maar ek vertrou hom met my lewe. En as hy met my praat en hy verwag van my iets, dan gaan doen ek dit. Dan gaan doen ek dit. En dan kom Gamaliel hier op die tafel. Nadat hulle hierdie goeders gedeel het, het hierdie ouens woedend geraak, hulle wou hulle doodmaak, en toe kom hierdie geleerde met 'n stuk wysheid daar. En hierdie wysheid wat hy hier deel, is eintlik op die oor af, 'n baie goeie slim wysheid. En hy sê vir hulle, is hierdie beweging van mense. As dit van mense is, onthou nou vir Tidias en onthou vir Judas. Hulle moet 'n ding begin en het dit uitgeloop. Het het tot niet gegaan. En Johannes of Judas het opgestaan met 'n ding en het tot niet gegaan. Is hierdie beweging van mense? Dit sal van self doodloop, soos Tidias en in Judas se geval. Maar as dit van God af is, dan sal hierdie beweging nie gestop kan word nie. Nou moet julle pas op dat hulle nie dalk teen God opstaan. Nou hier is die fout in Gamaliel se logika. Hierdie klink baie goed en hierdie is baie keer die ding wat ons gebruik en wat die wêreld gebruik.
Maar die waarskuwing is, sukses is nie gelyk aan die waarheid nie. Vals godsdienste, kultusse, floreer in die wêreld. Die wag en sien benadering is 'n bietjie gebrekkig. Jy kan nie sê, laat dit maar gebeur, as dit van God is, dan gaan dit gebeur. As dit van mense is, dan gaan dit doodloop. Uiteindelik het God die soewereine mag en het hy alles in sy hand. Maar dit is gevaarlik om so te leef. Want wat eintlik hier gebeur, is die mite wat hier gebeur, as hierdie werk van die mens is, sal dit vergaan. As dit van God is, sal dit nie vernietig kan word nie. Is nie die waarheid nie. Die werklikheid is eintlik dat slegte goeders bly ook steeds bestaan. So wat moet ek en jy hier hoor? Gamaliel, jou raad is in hierdie geval goeie raad. Hy het 'n hele oorlog hier ontlont en ons gaan nou daarby stil staan. Maar dis 'n gevaarlike ingesteldheid vir my en vir jou om 'n vreeslose impak in die wêreld te wil maak. En te sê, ag ons los maar alles, as dit van God is, dan sal dit werk, en as dit van mense is, dan gaan dit doodloop. Dis gevaarlik, dis 'n mite, dis nie wat hier gebeur nie. Dis 'n stukkie wysheid wat hy hier vir hulle gee, maar eintlik sit hy op die draad. Eintlik vermy hy enige konflik. En wil hy eintlik maar hê die maklikste manier moet gebeur. Wat hy eintlik moes gedoen het, is sê, weet jy, wat sê die geskrifte van hierdie man? Wat sê die Bybel? En dan hoor wat die Bybel sê, want die waarheid van God, die woord van God op die einde van die dag, bepaal of iets reg of verkeerd is. So hierdie is sommer net 'n dingetjie wat jy daar kan onthou, en miskien aan dink. In ons lewens is ons maklik om 'n bietjie terug te staan, ons is nie bereid om verantwoordelikheid te vat nie, want ons laat dit nou maar aan God oor. As dit van hom kom, dan sal dit so gebeur. Natuurlik is daar 'n verantwoordelike, natuurlik is daar 'n stuk geloofsvertroue, waar ek en jy afhanklik voor God staan en sê, ek vertrou U, en ek weet dat dit U wil is, of U wil sal geskied. Maar hierdie is 'n sleutelgat, 'n skuiwergat, wat Gamaliel gebruik, om eintlik hierdie konflik wat hier gebeur, tussen die waarheid en die valsheid te vermy. En moenie hierdie selfde skuiwergat gebruik nie, want as dit gebeur, dan verloor ons impak. So mag die Heilige Gees sommer net vanmôre vir my en vir jou help, met wysheid. Dis hoekom ons onder beheer van die Heilige Gees moet leef. Dis hoekom jy Pinkster moet bywoon, sodat die persoon en werking van die Heilige Gees deel van jou lewe kan word, sodat jy kan onderskei, sodat jy kan weet wat God met jou wil deel en wat hy in gedagte het. Die 5de een is God voorsien. God voorsien op 'n besondere manier, en vir die kerk om voor te bestaan, is God se ingrype en God se voorsiening ook belangrik. En God kan die wêreldse goeders kan hy ook gebruik tot sy eie voordeel. En hier doen hy dit eintlik in 'n mate. Hierdie hele Gamaliel tipe ingesteldheid en sy raad gebruik God eintlik hier ten goeie van sy kerk, om hierdie ouens se lewens te spaar. So God kan ook die slegte gebruik tot voordeel van hom. Maar God voorsien. Harmonie is nie 'n vereiste vir God se seën nie. Partykeer is opposisie nie net 'n teken van mislukking nie. In hierdie situasie gebruik God hierdie Sanhedrin en hierdie Gamaliel se uitspraak. Die Sanhedrin was woedend. Hulle harte was gebreek en geskeur gewees. Hulle was kwaad gewees. Die Griekse woord sê, hulle harte was middeldeur geskeur. Hulle wou hierdie ouens doodmaak. Maar wat gebeur? Die volgelinge van Jesus eer die Here. Dankie vir die voorreg wat ons kon gehad het om vir U te lei. Ek dink die volgende skyfie is belangrik, en dit help mense bietjie as ons in hierdie laaste voorsienigheid en hierdie ruimte waarin ek en jy lewe iewers ter sin daaruit moet maak, dan is lyding nie lekker nie. En niemand van ons sit hier en sê, ek wil graag lyding hê, want ek is verslaaf aan lyding.
Maar hoe het hierdie ouens het reg gekry? Hoe kon hulle dit reg kry om in hierdie lyding die voorsienigheid van God raak te sien, die ruimte te gebruik, die spasie te gebruik wat hy skep sodat hy kan manifesteer? Dit hang af hoe groot Jesus in jou lewe is. Luister mooi wat daar staan. Dit is my so kosbaar. Hulle lyding was nie klein nie, maar hulle uitsig op Jesus was ontsaglik groot. Lyding voel slegs klein wanneer Jesus massief groot gesien word. En hierdie is so belangrik. Kyk 'n bietjie die verhouding van hierdie disippels se fisiese lyding en hulle vernedering ten opsigte van hoe hulle Jesus gesien het vorige een, hoe hulle Jesus gesien het. Wanneer Jesus groot is, verdwyn my en jou swaar kry en lyding in sy grootheid. Maar wanneer my en jou lyding die grootte is, dan kry Jesus moeilik plek in ons lewens. En hierdie ouens kry dit reg. Iewester kry hulle die 39 houe op hulle rug binne in die grootheid van Jesus ingepas. En daarom kan hulle loof en prys en sien hulle hierdie swaar kry, hierdie slaan, hierdie geleentheid as 'n geleentheid om te getuig. Ek dink as ons vanmôre hierby kom, die kruiwaag, as 'n mens hierby kom vanmôre, dan besef 'n mens dat hierdie vroeë kerk hier in Handelinge het in die kruiwaag geklim, toe Jesus hulle genooi het. Hulle was nie net toeskouers vir 'n kerk, vir 'n klompie gelowiges, om die hele Jerusalem vol te lê, was 'n vreeslose geloof, maar 'n onwrikbare vertroue in hierdie Jesus nodig. En hierso tik God eintlik die eerste stukkie van die groot opdrag in Handelinge 1 vers 8 af. Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees waar? In Jerusalem. En hier sê hierdie Joodse raad, hierdie goeie nuus van Jesus lê die hele stad vol. Hoe dit daar kom, vreeslose vertroue in Jesus. Hulle het in die kruiwaag geklim. Die volgende skyfie, as jy weer aangaan, gaan ons 'n bietjie aan. Daai skyfie sê 'n baie belangrike ding. Hulle het elke dag na die tempel toe gegaan. Hulle het in die huise, het hulle vir mekaar geleer en hulle die evangelie van Jesus verkondig. En dan daai stukkie daaronder is bietjie klein vir julle. Maar dit staan so: the force of persecution was meant to extinguish this movement. Die swaar kry, die vervolging was die strategie van die Satan en van die Fariseërs en skrifgeleerdes om hierdie beweging van Jesus dood te kry, te keer dat dit die hele stad vol hê. Maar hierdie swaar kry het in wat? Dit het soos suurstof geword wat hierdie geloof en gelowiges aan die brand gesteek het. En so baie keer is swaar kry en teenkanting en moeite vir die evangelie, vir my en vir jou, half dit wat ons stop. Maar hierdie ouens se swaar kry en se opoffering wat hulle vir die evangelie moes maak, het hulle juis aangevuur. Dit was die suurstof vir die vuur. So ek wil jou sommer vanmôre aanmoedig, julle kan maar stop daar by die skyfies, die ander is nie nodig nie. Ek wil jou sommer vanmôre aanmoedig om, as jy vanmôre hier sit, opgewonde te raak oor jou eie persoonlike rol in Witbank. En ons is 'n gemeente se rol in Witbank. Glo jy vandag op hierdie Paasondag, hierdie Palmsondag, dat die goeie nuus ook in Witbank kan vol lê, soos in Jerusalem? Ek glo dit met my hele hart. Maar dan gaan ons ietsie anderster moet doen as daai ouens met hulle palmtakke. Ons gaan nie net met glo nie. Ons moet bereid wees om in te klim. Ons moet bereid wees om in te klim. Om saam met Jesus in te klim, om hom te vertrou vir wie hy is. En nie net wat hy gedoen het en wat hy kan doen. So ek nooi jou sommer vanmôre uit om net vinnig oor jou eie lewe, net so 'n oombliekie te vlieg. Hierdie 5 goed is vir 'n kerk nodig om 'n verskil in die dorp te maak, maar dit is vir jou ook nodig. Hoe groot is jou ontzag vir God? Jou respek vir God, jou eerbied vir God, gaan stof dit 'n bietjie af
Want hoe groter jou ontzag vir God is, het ons laasweek gehoor, hoe anders tree jy op. Gloei nog in God se krag, in jou eie lewe, en ook in ons gemeente se lewe. En ons verantwoordelikheid is om spasie te skep vir God se manifestasie, in jou eie lewe, en in ons as 'n gemeente se lewe. Hoe sien jy vervolging? Wat maak jy as die wind van voor? En wat doen jy as God vir jou uitkoms gee? Hardloop jy weg, of gaan jy aan, of gaan jy terug? Volhard jy? Volhard jy? Volhard jy of sukkel jy om te volhard? Dis die geringste teenkanting wat jy kry, eintlik half soos die wind in jou gesig. Gamaliel se manier is nie altyd die beste manier. Partykeer moet ons opstaan vir dit wat reg is. God voorsien, hy is soewerein, hy voorsien. Wat doen jy? Die ouens het elke dag in die tempel en in die huise die evangelie verkondig en geleer. Basileia, ek dink dis waartoe ek en jy geroep word. Dis die boustene vir 'n kerk. Dis wat nodig is vir my en vir jou om die wêreld vol te lê. Here, baie dankie dat ons vanmôre sommer uit hierdie skrifgedeelte met hierdie paar goedjies gekonfronteer kan word. Here, dis baie belangriker en groter as net 'n paar minute oor elkeen. Maar as ons hierdie skrifgedeelte bekyk, dan besef ons, Here, dit was die fondasie, dit was die anatomie van die kerk. En dis hoekom hulle, Here, die wêreld vol kon lê. Partykeer wil ons so van self sonder enige inset hê dat die witbank moet vol wees van U en van U teenwoordigheid. En ek besef sommer net vanmôre, Here, ek en ons as 'n gemeente gaan iewers weer bymekaar moet kom en ons gaan moet sit en ons gaan aktief goed moet beplan en ons gaan goed moet begin doen in ons stad. Ons kan nie net witbank los en sê, dit wat hier gebeur, as dit van U af is, dan gaan daar wonderlike dinge gebeur, en as dit nie van U af is nie, gaan dit doodloop. Here, U roep vir ons om op die tempels, op die hoeke van die strate, by die werk waar ons kom en gaan, Here, te praat en te getuig. Ek wil so graag in die kruiwaag klim, Here. Ek wil nie net van die kantlyn af met my palmtakke staan en skree, Hosanna, ek glo dat U die Messias is. Ek wil graag saam met die Here in ons stad, daar waar kom en gaan, 'n verskil gaan maak. Here, ek wil ook vanmôre sê, soos hierdie disippels, soos hierdie apostels, wil ek U vertrou. Wil ek U vertrou. Dat U saam met my en ek saam met U ook hierdie verskil kan gaan maak. As so baie goed, Here, wat ons beloof, as so baie verskonings wat ons het, en ek wil sommer bid dat die toewyding van hierdie manne, Heilige Gees, ons sommer net vanmôre aanspreek. Ons gee so maklik op. Ons gee so maklik in, ons hou so maklik op. En vir 'n stad om vol te word van U teenwoordigheid, Here, vra vreeslose genade, geloof en vertroue. En dis ek, Here, ek wil sommer vandag opnuut sê, kom en werk aan my en gebruik my. Help my, Here, Heilige Gees, gee vir my die krag as ek sukkel om U te vertrou, as ek sukkel om in daai kruiwaag te klim. As my rug seer is en ek kry swaar, Here, as gevolg van teenkanting en vervolging, omdat ek vir U opstaan, bid ek vandag, gee vir ons nuwe krag om aan te hou, om terug te gaan en nie weg te hardloop. Dankie vir die liefde, Here. Dankie vir hierdie week wat voor lê. En dat ons in hierdie week maar net opnuut kan besef waaroor dit regtig gaan. Dat U U lewe vir ons gegee het. En Jesus, daarom wil ons sê dat U ook al hoe groter in ons lewens sal word, sodat ons swaar kry en onsself al hoe kleiner kan word. Ek bid vandag vir jou dit in die naam van Jesus. Amen. Terwyl jy jou dankoffer reg kry om die Here te dien, wil ek sommer net vir jou herinner daaraan. As jy in Witbank rondry
Kom ons begin dit bid, kom ons glo dit weer, dat die goeie nuus hier die hele dorp kan volhê. Dat dit oralste kan uitkom en dat dit 'n verskil kan maak. So kom ons begin dit dink, kom ons begin dit praat, kom ons begin dit leef, kom ons begin dit doen. As ek gaan draf van die oggende, ek het 'n roete wat ek draf, en terwyl ek draf bid ek. So 'n klomp van julle wat op my roete bly, so julle kry elke nou en dan 'n gebed. Maar ek bid vir ons dorp, ek begin weer bid vir ons dorp. Ek en Alma praat sommer so 'n bietjie oor hierdie goed. Wanneer laas het ons gepreek Walk in Witbank? Maar ons verwag hierdie dorp moet vol wees van God se teenwoordigheid. So ek wil jou iewers uitnooi, as hierdie goeders begin op die tafel kom om aan te meld, om nie die laaste stukkie van die tou wat Jesus in is af te knip nie, maar om te sê, ek gaan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan gehoorsaam wees, ek gaan opdaag, ek gaan my hand opsteek. Kom ons dien ons.